Ek dink, ek weet nie, 'n ou moet oor die goed, ek het 'n ou vriend, wat ek al soveel jare mee oor die goed praat. En hulle is in tradisie, en die wet bly sy oplossing. Nou, wat beteken dit as ons praat van die wet? Ons praat van jou poging om 'n beter lewe te lei. Jou poging om die regte ding te doen. Christen beteken, Christus is jou lewe. Dis wat Christen beteken. As Christus nie jou lewe is nie, kan jy die beste lewe lei in die wêreld. Jy kan in die kerk gaan bly. Jy kan Bybel lees 24 ure 'n dag. Jy is nie 'n Christen nie. Christen beteken Christus lewe sy lewe deur jou. Dis 'n oorgawe wat jy maak. Nou wat is die moontlikheid as Christus jou lewe is? Galasiërs 2:20. Wat is die moontlikheid dat jy dan gaan wil verkeerd lewe? Christendom. Paulus praat op een stadium, sê hy, toets julleself, dat Christus werklik in julle is. Nou, hoe toets jy dit? Vir my, hoe toets jy dit? Die Bybel sê, dis deur die openbaring van liefde in jou. Hy sê, al kom jy tot die volheid van kennis, al praat jy in die taal van engele, man, kwalifiseer jy 100%, maar die liefde van God manifesteer nie deur jou nie. Dan is jou motief iewers op 'n kool verkeerd. Jy het dit gemis, jy sien. Want dis waantoe die hele Bybel jou wil vat, na die punt waar jy besef, God is lief vir my. Ek het jong ouetjies, een wat ek nou is my jongste seun. Hy's jonk en hy's net so voor 20 jaar oud. Jy weet, daai stadium, ek dink dis seker een van die moeilikste stadiums vir 'n man om deur te gaan vir 'n jong ou, want dis die tyd in jou lewe wat jy dink jy weet alles. En jy's vreeslik vol van jouself en vreeslik selfversekerd, en as iemand 'n fout maak, dan is hy vies en boos en hy gaan die ou vertel en hy gaan hom verduidelik, maar as hy self daai fout maak, dan is dit aanvaarbaar. Jy weet, hy kan verskonings maak vir homself. Maar dan praat ek met hom, sê ek vir hom, luister, dan het hy iets gedoen wat verkeerd was. Dan sê ek vir hom, luister, dis oké, jy het 'n fout gemaak. Laat toe dat daai ding wie gedoen het jou passie vir ander mense vermeerder. Jy weet, laat toe. Kyk nie jou eie lewe, kyk nie jou eie vermoëns in jouself, in die natuurlike. En kom tot die punt waar jy besef alles wat jy doen. Kom tot die punt. Dit het my 39 jaar gevat om daar te kom. Tot die punt waar jy besef, man, ek het probeer. Ek het 'n lewe probeer lei. En dis 'n gejaag na wind. Dis alles te vergeefs. Ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek het God nodig. Ek het Christus nodig om sy lewe in my te kom lei. Ek het nie daai kennis gehad eers om dit te bedink nie. Ek het net geweet. Ek het die Here nodig. Ek het basies tot 'n punt gekom waar ek gehands up het. Dis jou beginpunt. Die volgende stap was godsdiens gewees. En my logika het onmiddellik begin bots met wat ons doen. Want die stap waartoe die natuurlike kerk jou wil vat is nog steeds jou. Hy wil my terugvat na dit wat ek uitgekom het. Ek kom by 'n punt waar ek besef, ek kan dit nie maak nie. En die kerk wat ek in was, wil vir my sê, maar luister, alright, jy's nou 'n Christen, nou moet jy dit weer gaan probeer doen. En jy gaan doen dit weer, jy probeer weer, en jy probeer weer, en jy besef, jy maak dit nog steeds nie. En toe ons die eerste keer, ek het op 'n kol het ek begin besef, het gaan oor meer as dit. Dit moet gaan oor meer as dit. Moet gaan oor meer as
my bietjie geld wat ek dring en my diens wat ek aan die Here lewer en al die goed, en ons het totaal betrokke geraak by daai goed. Ek het, jy weet, vra man, jy word uitgeroep. Nou, enigiemand wat vorentoe kom en wil kom bely. Nou gaan jy vorentoe, nou vra Here asseblief vergewe my sonde. Dan gaan sit ek in die stoel en dink ek, as ek nou hier uitstap en ek doen iets verkeerd, waar is ek dan? Jy weet, wat se sekuriteit is daarin? Hierdie sisteem waarin ek is. En ek het begin soek na sekuriteit, na iets meer. Waar Johannes die Doper doop, en hy verkondig, hy sê, repent, and have yourself baptized. Die Amplified gebruik hy woord repent, dan sê hy, change your mind with a feeling bad about your sin, en die hele ding is gerig op, jy moet dis selfs 'n verbetering op die net die Here gaan vra asseblief Here vergewe. Die Amplified sê dis nie vergewe nie. Hy sê verander jou denke en word jammer dat jy 'n sonder is en probeer nie meer 'n sonde wees nie. Aan die ander wyse doen 'n roundabout, jy sien 190 degree. Maar as jy gaan werklik kyk wat metanoia beteken. Metanoia beteken wel 'n verandering van denke, maar nie in term van jou doen nie, in term van die essensie. Galasiërs 2:20. Wie is ek? Wat is ek? Bertie sê, metanoia beteken to change the platform from which your thoughts are generated. Nou dis vir my 'n fantastiese verduideliking van die woord repent. Want dit is waaroor dit gaan. Toe ek begin 'n openbaring kry van geregtigheid, moes ek my hele idee omtrent Christus verander. My hele idee omtrent wie ek is en wat ek is verander. My verhouding met God is heeltemal anders. Jy sien, dit hang nie meer van my af nie. Ek het by 'n punt gekom waar ek kon in 'n gerusheid ingaan, in my rus ingaan, want ek het begin besef, dit hang nie van my af nie, dit hang van God af. Hy is die een wat hierdie hele reddingspoging geïnisieer het. Hy is die een wat dit uitgewerk het, wat dit verrig het. Ons gaan terug na Efesiërs toe. Hy sê, maar God, in vers 4, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Jesus Christus. Daar's geen maar betrokke aan daai versie nie. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is, God het in Christus gekom en hy het ons kom red. Ons is gered in Christus. John 3:16, but hy sê, for God so loved the world. Ek sit en dink as jy begin dink aan Christendom, moet jy jouself begin vra. As ons praat van God het ons kom red, moet ons vra, waarvan het hy ons kom red? Wat was die probleem wat God kom oplos het in Christus? Ons algemene indruk is, baie keer, voor Christus gekom het, kon ons nie die paal haal nie. Toe kom Christus en hy kom bewoon ons deur die Heilige Gees. Nou kan ons die paal haal. Maar dis nie dit nie. Hy het ons nie kom bekragtig, sodat ons weer, of sodat ons nou kan die regte ding doen nie. Dis absoluut noodsaaklik om te besef, ek het gesterf. Jy moet jouself oorgee aan Christus. Jy moet toelaat dat Christus jou lewe kom lei vir jou. Ons praat baie oor Galasiërs 2:20. Dis seker een van die moeilikste skrifte
wat daar is om te verstaan. As jy dit vernaam as jy dit in die King James lees. King James, hy sê, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet, not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself up for me. I am crucified with Christ. 2 Korintiërs 5:14, Paulus sê, ek is oortuig, toe een man sterf, toe sterf almal. Geloof, oortuiging, ek is oortuig, dis wat geloof is. Geloof is 'n oortuiging, om te kom tot die oortuiging. Toe God Christus kruisig, is ek gekruisig, ek het gesterf, ek lewe nie meer nie. Nevertheless, I live. You see, now how does that work? I've died, but yet I live. He says, but not I. Christ now lives in me. As hy praat van geloof, oortuiging, om te kom tot die oortuiging van die feit, dat Christus my lewe is. Christus word jou fokus. Jy kyk in, jy studeer in op Christus, wat Christus kom doen het. Jy kom tot die besef van die feit dat God jou skuld op Christus gesit het, hom gekruisig het namens jou. Toe hy Christus opgerig het, het hy jou opgerig saam met Christus en jou 'n nuwe lewe geskenk. En Christus word jou lewe. Daai oortuiging waarin jy kom, begin vloei uit jou uit. Dit affekteer elke area van jou lewe. Dit word jou lewe. Christus word jou lewe. Nie meer die ou jy nie. Nie meer die ou poging jy wat die hele tyd moes probeer. Jou oortuiging word jou lewe. Die feit dat Christus se lewe jou lewe is, begin net eenvoudig vloei uit jou uit. Soos Pam gesê het, daai vrug wat jy voortbring, dis nie vir jou moeilik nie. Dis jou oortuiging wat daai vrug voortbring. Hy sê, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness came by law, then Christ died in vain. Dit is so radikaal om te besef hoe belangrik dit is dat ons hierdie goed besef. Dat jou poging deel van die probleem was. Dit is so belangrik om te kom by 'n punt waar jy besef dat Efesiërs sê terwyl jy dood was, in 'n totale onkunde, kom God en hy kom red jou. Maar hy red jou 100% totaal, eens en vir altyd. Al wat hy wil hê jy moet doen is, jy moet daai redding aanvaar. En begin besef, wat beteken dit as God my gered het? Was lost, but now I'm found. Was blind, but now